Abraham het op 'n hoë ouderdom gesterf. So lees ons in Genesis 25 vers 7 tot 11. Hy het 175 jaar oud geword en was 'n grysaard met 'n vol lewe agter die rug toe hy gesterf het. Sy seuns Isak en Ismael het hom begrawe in die Makpela grot oos van Mamre, op die stuk grond wat vroeër behoort het aan die Hetiet Efron, seun van Sogar. Na Abraham se dood het die Here Abraham se seun Isak geseën en Isak het by Lagai Rooi Fontein gaan woon. Abraham sterf soos wat die Here aan hom met die verbondsluiting Genesis 15 vers 15 beloof het. Hy sterf in vrede. Dit word letterlik waar wanneer ons lees dat Isak en Ismael hom begrawe het. Stuk 25 vers 9. Abraham het 'n vol lewe gehad. Letterlik, hy was van die lewe versadig toe hy met sy voorgeslagte verenig is. God se beloftes aan hom is in baie opsigte vervul. Hy kon tot seën van ander lewe, want hy was deur die Here geseën. Hy kon die geboorte, die grootword, die huwelik van sy seun Isak belewe. Nasies is uit Abraham gebore, nie net die volk van die Here uit Isak nie, ook nie net die volk uit Ismael nie, ook nog uit die 6 seuns wat hy na die dood van Sara by Ketira ontvang het, hoofstuk 25 vers 2. Die Here het Abraham gebruik, maar hy is genadiglik in sy voortgang nie beperk tot die beperkte lewe van 175 jaar en van een mens nie. Die voortgang om vir hom 'n volk op aarde te vestig, om hom te verheerlik en tot seën van nasies te wees, vind plaas deur die beloofde seun Isak, die enigste seun van Abraham en Sara. Na Abraham se dood het die Here Isak geseën. Daarom lees ons ook dat Abraham getrou aan die opdrag van die Here alles wat hy nagelaat het aan Isak laat toekom. Maar terwyl Abraham nog geleef het, het hy geskenke aan die seuns van sy bruivrouens gegee en die seuns weggestuur na Kerim toe in die ooste, weg van Isak af. Dit is volgens die geslagsregister van Matteus uit hierdie geslag van Abraham en Isak en later Jakob wat ons Here Jesus Christus gebore sou word. Die een wat tot seën nie net van Israel nie, maar van alle volke en tale en nasies gebore sou word. En deur die geloof in Jesus Christus sou alle mense wat glo in die seëninge van die Here kon deel. Dit is presies op hierdie wyse wat die verhaal van Abraham by ons lewe vandag inhaak. Ons is deur die geloof kinders van Abraham, volgens Galasiërs 3 vers 7. Om een of ander onverstaanbare rede het ons deel aan die genade en die seëninge in Abraham. Ons word ryklik geseën met al die seëninge wat daar in die hemel is. En nou moet ons soos Abraham tot seën van ander hier op aarde lewe. En hoewel die beloftes van Abraham in Jesus Christus vervul is, bly daar nog 'n finale vervulling daarvan oor. Dit sal ons eers beleef wanneer Jesus Christus weer kom. En nou moet ons ook, soos Abraham, in die tyd waarin ons leef, met geloof tot seën van ander wees. Want die Here gaan voort. Hy gaan voort met dit waarmee hy begin het. Hy gaan in ons tyd daarmee voort. Hy gebruik ons daarvoor. Maar hy gaan genadiglik ook by ons verby as hy dit nodig ag. Nou moet ons sterf voordat al hierdie beloftes vir ons waar geword het. Sterf ons met die hoop van opstanding, die hoop van 'n nuwe vaderland, 'n volmaakte lewe in volheid saam met ons Here Jesus Christus.
Goeienaand.